Prys die Here. Halleluja. Die Here is so goed vir ons. Vandag wil ek vir julle lees, ons hoofvers is Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Hebreërs 12 vers 1 sê, daarom dan, omdat ons ook so 'n groot skare van getuies het, wat ons omring, laat ons ontslae raak van elke hindernis en die sonde wat ons maklik verstrik, en laat ons met volharding die wedloop wat vir ons voorlê hardloop. Nou die woord daar vir volharding, soos ons verlede keer oor gepraat het, en ons het verlede keer meestal net op vers 1 spandeer, vandag gaan ons meer tyd spandeer op die ander verse, maar volharding is hupomeno, en hupo beteken om onder te wees, meno beteken om te bly in daai plek. So wat sê dit? Om te volhard beteken, jy maak 'n besluit, dat jy gaan bly, selfs al is dit seer, selfs al is dit moeilik, jy maak 'n besluit om te bly, en deur te gaan, deur daai storie te gaan. En aan die woord agona, vir wedloop, agona is ook die woord wat gebruik word vir enige atletiese kompetisie in daai dae, het hulle gepraat van 'n agona, stoei, boks, was 'n agona, en hoekom sal 'n wedloop 'n agona wees, 'n stoeiery? Want jy moet stoei met jou emosies, jy moet stoei met jou gedagtes, want as jy besig is om te hardloop, en jy begin moeg word, en begin moeilik raak, wat gebeur? Jy wil dalk opgee, maar jy moet deur dit stoei, jy moet sê, ek gaan nie opgee nie, ek gaan aanhou, ek gaan volhard. Nou Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons, dat en ons aandag vestig op Jesus, so ons hardloop met volharding, deur ons aandag te vestig op Jesus, die grondlegger en volëinde van die geloof, wat ter wille van die vreugde wat vir hom in vooruitsig gestel is, die kruis verduur en die skande daarvan geminag het, en aan die regte kant van die troon van God gaan sit het. Nou, 'n hardloper wat hardloop, moet 'n doelwit hê. As jy hardloop, moet jy 'n doelwit hê of 'n prys hê waarna jy kyk. En as jy kyk na die Olimpiese spele en na enige atletiek, hoekom doen hulle dit? Hoekom doen hulle dit net vir die lekker? Party ouens doen dit net vir die lekker, jy weet, maar dan hulle neem nie deel aan die Olimpiese spele nie. Die ouens wat deelneem in hierdie atletiek kompetisies wil iets behaal, hulle wil iets wen. So in daai tyd het die atlete gehardloop om 'n kroon te wen, 'n oorwinningskroon. Sê oorwinningskroon. Oorwinningskroon. So jy mik vir iets as 'n atleet, jy mik vir iets as 'n hardloper. En die Bybel sê vir ons hier in vers 2 dat Jesus moet ons voorbeeld wees en al ons fokus moet op Jesus wees. Dit moet op hom gefestig wees. Hoekom? Want dit sê hierso, hy is die grondlegger en die volëinde van ons geloof. As ons nie op Jesus fokus nie, sal ons geloof nooit volledig wees nie, en dit sal nooit tot die potensiaal wat dit kan wees, dit sal nooit volledig wees nie. Hoekom? Want net soos Petrus in Matteus 14 vers 30, sê dit vir ons, dat toe Petrus sy oë op Jesus gefokus het, wat het gebeur? Hy kon op die water loop, maar toe hy sy oë van Jesus afgevat het, het hy begin sink. Toe sink hy onder die water. So dieselfde as ons oë gefestig hou op Jesus, wat gebeur? Dan is ons geloof volledig. Maar as ons oë afvat van Jesus, dan is ons geloof, dan werk ons geloof nie. So hoe het Jesus sy wedloop gehardloop? Want dit sê hierso, dat Jesus het ter wille van die vreugde wat vir hom in vooruitsig gestel is, het hy die kruis verduur. So ons weet dat Jesus sy wedloop gewen het, maar hoe het hy dit gewen? Soos ons kan sien in die vers openbaar, dat hy gefokus was op die vreugde wat vir hom in vooruitsig was. Jesus het pyn en lyding verduur, soos niemand anders ooit gehad het nie. Hy is gevange geneem, bespoeg en geslaan tydens ondervraging, gegeesel en gekruisig.
En die ding is, Jesus het nie net in die fisiese realiteit hierdie pyniging verduur nie. Soos Mel Gibson se fliek wys mooi hoe Jesus geslaan was, maar ook nie tot die uiterste nie, want die Bybel sê hy kon hom nie erken nie. Want al sy vlees was verskeur en al sy vel was van sy liggaam afgeskeur. Maar maak nie saak nie, Jesus het al hierdie fisiese lyding verduur. Hoekom? Sodat hy al ons sondes en pyne kon vat. Maar hy het ook in die geestelike realiteit het hy ons sonde gevat. So hy het die siekte en pyne gedra, maar hy het ook ons sonde geword. En eintlik die Bybel gaan nog verder. In 2 Korintiërs 5 vers 21 sê dit vir ons, hy het sonde geword vir ons, sodat ons geregtigheid kan word. So in die geestelike realiteit het Jesus nog erger gely. Tog was hy nie gefokus op die lyding nie, maar die prys van oorwinning. Dis hoekom hy sulke teenstrydigheid van sondaars teen homself kon verduur. En dit is dieselfde vir ons. Om swaar kry te kan verduur, moet ons hierdie voorbeeld van Jesus volg en ons oë op die goeie rig en nie die slegte nie. Jesus was bewus van die lyding wat op hom was. En dieselfde as ons deur lyding gaan, jy's bewus van die lyding, maar waar is jou fokus? Ons kan dit sien tydens toe Jesus gebid het op Getsemane, het hy gebid en hy het met so angs gebid dat hy selfs bloed gesweet het. So jy kon weet dat Jesus was bewus van die lyding wat hy deur gaan. Maar die Bybel sê hy was nie gefokus op daai lyding nie. Hy het sy angs aan sy Vader geopenbaar en gevra om sy wil op 'n ander manier te volbring, maar toe hy verstaan, daar is geen ander manier nie, het hy die lyding agter hom gesit en gefokus op die vreugde wat na jou en my sou kom as gevolg van sy opoffering. So Jesus het gefokus op die vreugde wat sou kom en nie op die lyding nie. So die woord geminag hierso, katafroneo. Die Griekse woord katafroneo beteken om te minag. Dit beteken om te dink teen. Nou, as die woord geminag beteken om te dink teen, wat beteken om agting te hê? Dit beteken om iets te waardeer, om iets te prys. So Jesus het die lyding wat hy ervaar het geminag of verklein neer. En dis 'n radikale stelling. So die Bybel sê vir ons, jy gaan of die woord van God ag of minag. Jy kan nie die woord van God ag en minag op dieselfde tyd nie. Dieselfde as jy die woord van God gaan ag, beteken dit jy gaan die wêreld minag. En as jy die wêreld ag, gaan jy die woord van God minag. En hierdie is 'n besluit wat ons almal kan neem. En soos byvoorbeeld as jy kyk na 'n wipplank, 'n seesaw. Julle weet van 'n seesaw by 'n kleuter se speelgronde. As jy op die een kant sit, gaan die ander kant op. So die een wat jy ag opstoot, die ander een gaan moet minag, gaan moet afgaan. Jy gaan hom nie ag nie. So die een wie jy groter maak, die ander een gaan kleiner word. En Jesus het gesê jy kan nie God en Mammon dien nie. So die meeste mense vandag besef nie dat ons die mag het om die dinge wat met ons gebeur te ag of te minag nie. Hulle verkondig dat ons produkte van ons omgewing is en geen krag het om ons reaksies te beheer nie. Maar dit is nie wat hierdie vers ons leer nie. Hierdie vers sê vir ons dat Jesus 'n besluit gemaak het om die pyniging, die lyding, die skande te minag en die vreugde te ag. Nou hoe doen ons dit? Ons gedagtes, soos hy hierso sê, wat sê vers 2? Dit sê ons moet aandag vestig op Jesus. Ons aandag vestig. So waarop jy jou aandag vestig, waarop jy jou gedagtes vestig, kan jy vergroot. Want ons gedagtes, ons aandag is soos 'n vergrootglas. Julle weet, 'n vergrootglas, hè? En die Bybel sê, as jy dankie sê aan die Here, dan magnify hom, dan maak jy hom groter.
So 'n vergrootglas is iets waarmee jy iets groters kan maak. So ons gedagtes is soos 'n vergrootglas, maar op dieselfde manier, jou gedagtes is eintlik nie net 'n vergrootglas nie, is amper soos 'n binoculars, 'n verkyker en 'n teleskoop. As jy by die een kant inkyk, maak jy dit groter. Kom ons kyk wie luister hierso na die preek. Maar as jy op die ander kant kyk, wat gebeur? Julle is baie ver weg. Julle is baie klein. So dieselfde, jy kan besluit wat jy gaan groter maak in jou gedagtes en wat jy gaan kleiner maak. Deur om by die een kant in te kyk, word dit kleiner, deur op die ander kant te kyk, word dit groter. Dieselfde met 'n teleskoop. As jy by die een kant kyk, word dit groter, die ander kant word dit kleiner. Wat doen jy met 'n teleskoop, Elseke? Jaco, wat doen jy met 'n teleskoop? Romeine 1 vers 21 sê vir ons, dat jy kan of die Here ag, of jy kan hom minag. En dis 'n besluit wat ons maak, soos Dawid, ek weet nie of julle al die House of David gekyk het nie. In die House of David sê Dawid, voordat hy Goliat gaan veg, sê hy, dis nie die grootte van die reus nie, maar die grootte van God, wat saak maak. So as God groot is in jou gedagtes, dan maak nie saak hoe groot die reus is nie, hy is niks in vergelyking met hoe groot God is nie. En dit word baie mooi uitgebeeld in House of David. So ons het steeds die kennis van wat gebeur, van die probleme of die issues. Ons behou die kennis, maar die impak van daardie kennis verminder, hoe minder ons daarop fokus. Daarom is ons diegene wat waarde of minderwaarde plaas op alles wat met ons gebeur. En dit is hoekom mense wat presies dieselfde dinge deurgaan, verskillende reaksies sal hê. Sommige raak obsessief daaroor met die probleem, terwyl ander 'n ander waarde kan heg aan wat gebeur het en aanbeweeg. Julle kan na Markus 6 gaan kyk, Markus 6 vers 52, waar die Bybel sê dat die disippels nou net die vermeerdering van die brode gesien het, maar hulle het nie geag nie. En toe wat gebeur? Toe word hulle harte hard. So dieselfde as jy na Jesus kyk en jy ag Jesus, jy fokus op Jesus, jy dink oor Jesus, jou gedagtes is gefokus op hom, word hy groter. En maar as jy gefokus is op die probleem, die storm wat die disippels deurgaan, wat gebeur? Dan word Jesus kleiner. So as jy fokus op die storm, soos Petrus, as jy kyk na die golwe, dan word die golwe groter en Jesus word kleiner. En wat gebeur? Dan sink jy. Hebreërs 12 vers 3 sê, dink. So Jesus sê hy vir ons, jy moet dink, jou gedagtes moet gefestig wees op Jesus. Dink dan aan hom, aan Jesus, wat sulke vyandigheid van sondaars teen homself verduur het. En soos jy kan sien hierso, Jesus het die kruis verduur, hy het 'n besluit gemaak om deur hierdie lyding te gaan, en hierso het hy die sondaars wat teen hom gekom het verduur, en ons moet daarop fokus. Ons moet fokus op Jesus se pyn en lyding wat hy verduur het. Want in vergelyking met Jesus se pyn en lyding, wat is jou pyn en lyding? Sodat julle nie ontmoedig raak en opgee nie in die siel en gemoedere. Want dit is presies waar jy moeg raak en moedeloos raak, is in jou gedagtes. Om ontmoedig te word, moedeloos te word, vind in ons gedagtes plaas. Om ons denke te beheer ons uithou vermoë. So as jy jou denke beheer, wat gebeur as 'n atleet gefokus kan bly op sy doelwit, as hy nie die hele tyd luister vir sy pyne en sy moegheid, wat gebeur? Dan hardloop hy, dan volhard hy. Enigiemand wat moeg is en geneig is om flou te word, het reeds verkeerd gedink. En dit is nie wat ons moet doen nie. En ook as jy kyk na, is nie wat buitekant gebeur, wat beïnvloed of jy gaan opgee nie. Dis wat binnekant gebeur, wat gaan beïnvloed of jy opgee. So Spreuke 23 vers 7 sê, soos 'n man dink in sy hart, so is hy. So soos jy dink,
in jou gedagtes, so gaan jy dan optree. As jy is jou hart op Jesus gefokus en buitekant nie, jy gaan volhard. Maar as jou gedagtes nie op Jesus gefokus is nie, selfs al gaan alles eintlik nie te bad in die buitekant nie, jy gaan na dit kyk en dan wat gebeur? Jy kyk deur dit op die verkeerde kant en dan maak jy hierdie probleem groot en dan gaan jy nie volhard nie. Die woord dink hierso beteken om te bestudeer, te oordink, te beraadslaag, te ondersoek of oor na te dink. So wat beteken ons moet gefokus wees op Jesus en Jesus se werk en sy pyn. Jy moenie gefokus wees op jou pyn nie. Jy weet van die pyn, maar jy moenie gefokus wees. Nie te sê jy gaan nie simptome dalk hê van hoe erg dit is nie, soos Jesus. Ek bedoel, hy het nog steeds bloed gesweet. Dit was nog steeds vir hom erg, maar toe het hy 'n besluit gemaak, ek gaan fokus op die vreugde wat voor lê, op die oorwinningskroon wat ek gaan kry. So ons kyk na Jesus, en hy het meer verwerping en meer onregverdig gelei, as wat enigeen van ons ooit sal moet. En tog het hy nie net oorleef nie, wat het gebeur? Jesus het oorwin. Hy het vergifnis gegee aan hulle wat hom gekruisig het. En as hy dit kon doen, kan ons dit ook doen. As ons die instruksies van hierdie vers volg, dan kan ons volhard. So ons kan nie gefokus wees op die pyn nie, maar eerder die belofte aan die ander kant van die pyn. As ons kyk na die prys wat verkry moet word in plaas van die wedloop wat gehardloop moet word, sal ons kan volhard, net soos Jesus. Halleluja. So ver het ons gesien 3 goed wat ons moet doen. Jy moenie gefokus wees op jou pyn nie, maar selfs as jy gefokus op jou pyn, soos Jesus, hy was gefokus op die lyding, maar toe het hy besluit om dit te vergelyk met die vreugde wat hy gaan kry. Met die vreugde wat ons gaan ervaar deur sy redding wat hy vir ons gee. So dieselfde, jy vergelyk jou pyn met die prys wat jy gaan kry, met jou oorwinningskroon. Jy vergelyk die pyn met Jesus, en jy vergelyk die pyn met Jesus se pyn en lyding wat hy deurgegaan het. En Paulus gee vir ons 'n voorbeeld, hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 17 tot 18, want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid, terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare is tydelik, die onsigbare ewig. So uit hierdie gedeelte kan ons 3 goed leer. Paulus het sy probleme tot 'n hanteerbare grootte gekrimp deur 3 goed te doen. Eersteen was te besef al sy probleme hier is tydelik. So maak nie saak wat se probleem jy deurgaan nie, dit is net tydelik. Dit gaan verbygaan. En selfs al is jou probleem soos 'n uur lank of 'n jaar lank of 100 jaar, in vergelyking met die ewigheid, is dit tydelik, is niks. So Paulus het hierdie probleme wat hy deurgegaan het, klein gemaak deur te besef, hierdie is net tydelik. Dit gaan verbygaan. En tweedens, te erken dat daar belonings op hom wag vir die verduur van swaar kry in hierdie lewe. En die ding is, wanneer jy op Jesus fokus, dan ontvang jy nou hierdie oorwinningskroon. Maar hierdie oorwinningskroon is nie net 'n beloning vir ewigheid nie. Hy het al klaar op die aarde gee hy vir jou belonings. Want ook die kroon, die oorwinningskroon, een van die name van dit is die oorwinningskroon van lewe. So dit gee vir jou lewe. Soos wat jy op Jesus fokus, wees hy, Jesus het self gesê, ek is die lewe. So soos wat jy op Jesus fokus, ervaar jy al klaar lewe en al klaar voordeel hier op die aarde. So wat is die eerste een? Te besef al jou probleme is net tydelik. Tweedens, te erken dat daar belonings op jou wag. En eintlik selfs belonings nou hier op die aarde al klaar, as jy verduur. En derdens, soos Paulus hier sê, die sigbare
is tydelik, die onsigbare is ewig. So dit beteken jy vat jou fokus af van net die fisiese realiteit en jy fokus op die geestelike realiteit. So sy aandag het hy weggevat, hy het gefokus op die geestelike en nie net die vleeslike nie. So hy het nie net vleeslike denke gehad nie, hy het op sy geestelike denke gefokus. Prys die Here. Kom ons lees Hebreërs 12 vers 3 weer. Dink dan aan hom wat sulke vyandigheid van sondaars teen homself verduur het, sodat julle nie ontmoedig raak en opgee in die seelgemoedere. Nou die woord siel is psychis. Psychis. En psychis is letterlik, het verwys na die brein, het verwys na jou verstand, jou siel, jou gedagtes. En dis waar ons moedeloos word, dis waar ons ontmoedig word, in jou verstand, in jou gedagtes. Maar soos ons nou net gelees het van Paulus, wat het hy gedoen? Hy het nie op sy vleeslike denke gefokus nie, hy het op sy geestelike denke gefokus. En soos ons weet, ons is liggaam, siel en gees. In jou gees, jou wedergebore gees, soos Johannes 3 vers 3 sê, is ons perfek. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ons is perfek, ons is nuut gemaak in ons gees. So dit beteken, jou gees is nie ontmoedig nie, jou gees is nie moedeloos nie, selfs al is jou siel, jou denke of jou brein, selfs al is jou brein of siel moedeloos, jou gees is nooit moedeloos nie. So wat beteken dit? Soos Galasiërs 5 vers 16 sê, ons moet wandel in die gees. Galasiërs 5 vers 16 sê, dat as jy wandel in die gees, dan wat gebeur? Dan sal jy nie beswyk nie, dan sal jy nie ontmoedig word nie, dan sal jy nie moedeloos word nie. Halleluja. So basies, jy moet fokus, jy fokus nie op hoe jou gees, op jou siel voel nie, jy fokus nie op hoe jou gedagtes, jou denke, soos jou brein voel nie, jy fokus op hoe jou gees is. Hoe is jou gees? Jou gees is nie moedeloos nie. Prys die Here. Van hoekom? Ons kry 'n oorwinningskroon. As jy verduur, dan kry jy 'n oorwinningskroon. 2 Timoteus 4 vers 7 sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskraans, die oorwinningskroon, sê oorwinningskraans. Die oorwinningskroon van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Kom ons lees Jakobus 1 vers 12, maar ek gaan dit vir julle lees uit die RIV. And it says, supremely blessed, happy, and to be envied is the man who made the choice to dig in his heels, stick it out, and turn down every opportunity to quit. Even though situations arose to stop him and to bring destruction in his life. Such a person is blessed because by his choosing to push back and stay in faith, he has proven that his faith is the real deal. The test may have been intended to crush him, but by standing firm in the end, he will have been vindicated and his faith validated. As a result, he'll receive a glorious victor's crown. Sê saam met my, a glorious victor's crown. A crown that brings a physical and spiritual reward. Say reward. Both in life now and for all eternity. So hierdie spesifieke woord wat hy gebruik word, lewe, Zoe, verwys na fisiese lewe. En dan wys dit ook na die ewigheidslewe, so dit verwys na al twee. Dis hoekom hierdie kroon van lewe, hierdie oorwinningskroon van lewe is vir nou en vir ewigheid, in die ewigheid in. This is the reward that is promised to those who make it their goal to continually cherish and love Him.
Amen. En dit is nie so moeilik nie. Dit is nie so moeilik nie. Soos ek al klaar gesê het, die Bybel sê, wanneer jy vir die Here dankie sê, dan wat gebeur? Dan kyk jy uit die regte kant uit. As jy vir die Here dankie sê, dan kyk jy uit die kant uit wat die Here groot te maak. Maar as jy nie dankbaar is nie, dan kyk jy uit die ander kant uit. En dan wat gebeur? Dan maak jy die Here kleine en jy maak jou probleme groter. So, ek het baie verse gehad, maar ek gaan net vir julle opsom oor die verskillende tipe krone wat jy kry. Oorwinningskrone. En dit sê in Openbaring 2 vers 10, dat die Here vir die gelowiges in Smyrna gesê het, hulle 'n kroon van die lewe sal ontvang, as hulle aan hom getrou sou bly. Kroon van die lewe. En dan eendag as jy na Openbaring 3 gaan kyk, praat hy ook dat jy moet nie toelaat dat iemand anders jou kroon wegvat nie. En hoe vat iemand jou kroon weg? Hulle maak jou dat jy fokus op hierdie wêreld en al sy probleme. Nee, jy moet fokus op Jesus en dat hy kom en dat hy vir jou is en dat hy saam met jou is en dat wat hy vir jou gedoen het en die pyn en lyding wat hy deurgegaan het. In Openbaring 4 vers 10 is dit die 24 ouderlinge in die hemel wat krone op hulle koppe gehad het. En dan in 1 Korintiërs 9 vers 25 het Paulus gepraat dat hy 'n onverganklike kroon sal ontvang. En dan, soos ons nou net gelees het in 2 Timoteus 4 vers 8, praat dit van 'n kroon van geregtigheid wat die Here gee aan almal wat hom liefhet en bly is dat hy terugkom. En dan Jakobus 1 vers 12 het, soos ons nou net gelees het, Jakobus het gepraat van diegene wat verdrukking verduur het, dat hulle 'n kroon van die lewe sal ontvang. En dan 1 Petrus 5 vers 2 tot 4, Petrus het gepraat van pastore wat 'n kroon van heerlikheid ontvang as hulle hul kuddes behoorlik regeer. Nou die woord vir kroon is die Griekse woord Stephanos. En Stephanos is letterlik 'n oorwinnaar se kroon. Dis 'n oorwinningskroon. En in antieke atletiese kompetisies is 'n kroon gemaak van laurierblare. Ek weet nie of ek is reg sê nie, laurierblare, maar sokke. Ek weet nie of julle al Asterix en Obelix gekyk het nie, dan sien jy altyd hierdie laurierblare. En op die kop van die kampioen geplaas. So die kroon was ook 'n waarborg van voorsiening vir die res van die kampioen se lewe. So as jy hierdie oorwinningskroon gehad het, was dit 'n waarborg dat jy voorsiening gaan kry vir die res van jou lewe. So ons moet uithou en weet dat ons 'n oorwinningskroon het, wat ons nou en tot in ewigheid belonings gee. So wat moet ons doen? Ons moet uithou en ons moet weet dat ons 'n oorwinningskroon het wat ons nou en tot in alle ewigheid belonings gee. En dit maak dit dan baie makliker om uit te hou, want jy weet, soos Paulus sê, hierdie is tydelik, ek gaan 'n beloning kry, en dan fokus jy op die geestelike realiteit, en nie die fisiese realiteit, of selfs soos die siel realiteit, wat jou denke, en wat jou gedagtes, en wat jou verstand nou vir jou sê nie. So ons het 3 hoofpunte, en die eerste een is fokus op Jesus in vergelyking met jou pyn. Want ons sê nie daar is nie pyn, ons sê nie daar is nie moeilikheid nie, ons sê nie daar is nie probleme soos die disippels, daar is 'n massiewe storm, maar fokus eerder op Jesus. En dan die tweede een is fokus op jou prys, jou wins, jou kroon in vergelyking met jou pyn. En dink eintlik die groter jou pyn is of die groter jou probleem, die groter kroon gaan jy kry. Hè? En die pyn kom nie van die Here af nie. Maar as jy dit verduur, as jy deur dit gaan, dan wat gebeur? Dan ontvang jy hierdie kroon. En meeste van die tyd kom daai pyn eintlik net van jouself af. Want baie keer is dit jou vlees
jou eie emosies, jou eie denkwyse wat die pyn veroorsaak. En ons het 'n paar kere al gepraat oor die pyn. En dan die derde een is fokus op Jesus se pyn in vergelyking met jou pyn. Ek bedoel, bitter min van ons het al so erge pyn gehad dat ons bloed gesweet het. Min van ons was al so gestres dat ons bloed gesweet het. En Jesus het dit vir ons gedoen. Hy het al daai stres op hom gevat wat ons moet kry. En dis hoekom as jy gestres is, dan is dit eintlik soos, hoekom vat jy die stres? Want Jesus het al klaar daai stres vir jou gevat. Prys die Here. So kom ons bid saam, en julle kan saam met my dit sê, en dan of amen sê by die einde. Here, ek wil baie dankie sê, dat U Jesus gestuur het om vir my op Golgotha te sterf. Wat 'n verskriklike prys het hy betaal om my vry te maak. Toe hy aan daardie kruis gehang het, was dit vir my, en hiervoor wil ek uit die diepte van my hart dankie sê. Vandag vra ek U om my genade te gee om diegene te vergewe wat teen my gesondig het, net soos Jesus diegene vergewe het wat teen hom gesondig het. Die duiwel het probeer om my bitter te maak, maar ek weet, U genade kan my beter maak. Eerder as om te fokus op die onreg wat ek ervaar het, rig ek my oë op U en vertrou volkome op U. Ek verklaar met vreugde dat God my regter is en dat hy alles dophou wat tans in my lewe plaasvind. Ek sal nie hoef te veg teen diegene wat my verontreg het nie, en ek sal nie vergeld met lelike woorde nie. Ek het die besluit geneem om die voorbeeld van Jesus te volg. So vandag bely ek dat ek nie verlate is nie. Ek is nie alleen nie, maar ek rus veilig in die arms van my hemelse Vader wat diep omgee vir my en alles waardeur ek nou in my lewe gaan. Ek verklaar dat ek my geloofswedloop tot by die finale afsluiting sal hardloop. Ek is hierin om dit te voltooi en om eer te bring aan die naam van my Here Jesus Christus. Ek is dankbaar dat omdat ek getrou sal wees tot die einde toe, ek op die dag wat ek Jesus sien, hy vir my 'n oorwinningskroon sal gee. Prys die Here dat ons 'n oorwinningskroon gaan ontvang. Sê dankie Here vir my oorwinningskroon. Maar bovenal wil ek die bevrediging in sy oë sien dat ek 'n geloofswedloop gehardloop het wat sy naam verheerlik het. Sy heerlikheid is my hoogste doelwit en die rede waar ek om in hierdie geloofswedloop hardloop. Ek bid dit deur geloof in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. So prys die Here dat wat ook al wedloop jy eintlik mee besig is dit tydelik. En prys die Here dat jy 'n beloning gaan kry en dat jy nou jou gedagtes fokus nie net op jou fisiese realiteit nie, maar fokus eerder jou gedagtes op die geestelike realiteit. Van wie jy is in die gees. In die gees is jy nie moedeloos nie, en in die gees is jy nie ontmoedig nie, en in die gees is jy soos Joshua, strong and courageous. Halleluja. Prys die Here. Baie dankie Koning Jesus dat U vir ons so lief is, en dankie Here dat U deur al daai lyding vir ons gegaan het op die kruis. Dankie Here dat U elke pyn en elke lyding gevat het, en baie dankie Here dat ons nou fokus op U, en ons maak 'n besluit om elke dag op U te fokus. Ons maak 'n besluit om elke dag op daai prys wat ons gaan ontvang te fokus, en wat ons al klaar ontvang, want ons verduur in ons wedloop. En baie dankie Here vir wie ons is in die Gees. Dankie vir die identiteit wat ons het in die Gees, en dankie dat identiteit so kragtig is, soos toe U gesê het, ek is, het al die soldate neergeval. Meer as 600 soldate het neergeval toe U gesê het, net ek is. So dieselfde, ons kan sê,
Ons is die geregtigheid van God in Christus. Ons kan sê, ons is heilig, ons is geseënd, ons is bevoordeel, ons is geliefd. Baie dankie Here. En dankie Here vir u seëning wat u elkeen van ons sit. Yevarechecha, Yahweh v'yishmarecha, Ya'er Yahweh penav elecha v'chuneka, Yisa Yahweh penav elecha, v'yasem lecha shalom. Baie dankie Here vir u shalom in elke area van ons lewens. In Jesus se naam, amen.